jy besig? Wat probeer jy so blink vryf daar? Hallo Tannie Michelle. Ag, ek probeer hier vryf, maar hier wil niks uitkom nie. Maar daar gaan niks uitkom nie. Jy moet eers iets daarin sit, want dis 'n teepot, nê? Jy moet mos nou eers die tee binne insit voordat jy nou kan wil hê dit moet uitkom om in jou koppie in te val. Ag nee Tannie. Nee, Tannie is seker 'n bietjie oudtyds, want Tannie ken seker nie daai storie van Aladdin en die wonderlamp nie. En dan kom daar so 'n genie uit nie. Ja, maar daai wat Aladdin mee gewerk het, was nie 'n teepot nie. Dit was 'n ander lamp waaruit 'n genie gekom het. Jy het die verkeerde lamp daar beet. Maar Tannie, dit sou nou baie cool gewees het as hier 'n genie uitkom. Ai, jene poppie, maar hoekom soek jy dan nou 'n genie? Tannie, want ek wil ook wense hê. Het Tannie al gesien in die fliek? Aladdin het 3 wense gehad en ek wil ook wense hê wat kan waar word. Maar poppie, jy weet mos, ons leer dit hierso by die kerk. Jy het nie nodig dat om wense te hê van 'n genie as daar iets is wat jy wil hê nie. Jy kan mos net enigiets wat jy wil hê vir Jesus vra. En as dit goed is vir jou en is goed vir die mense rondom jou en dit verheerlik God, dan sal Jesus dit in jou lewe laat gebeur. Ek het net gedink 'n genie is cool. Maar weet Tannie, eintlik is Jesus baie cooler. En eintlik kan ek vir hom enigiets vra. En is so wonderlik as jy kan dink, ag, ek het hierdie hartwens, hartsbegeerte, dat dit net sal waar word. Ek wil hê dit moet waar word. Dis baie waar, nee, want die Bybel leer ook vir ons dat ons kan ons hartsbegeertes aan Jesus bekend maak. Hy weet in elk geval wat in ons harte aan die gang is. So, ja, ou poppie, jy het regtig nie 'n lampie en 'n genie nodig as jy glo in dit wat Jesus vir jou kan beteken nie. Maar Tannie, dit laat my dink. Daar in die Bybel is daar 'n storie van 'n ou. Hy het ook 3 wense gehad. Regtig? 3 wense? Ja, Tannie, en dit het waar geword. O, jette, okay, vertel my 'n bietjie, wat het hierdie ou gewens in die Bybel wat nou waar geword het? Tannie, hy het gewens dat hy baie geld sal hê. Hy het gewens dat hy die hele wêreld sal sien en rond kan reis. En dan het hy gewens dat niemand te baas oor hom sal wees nie, want hy wil nie na iemand luister nie. Okay, ek hoor jou. Daai klink definitief soos 3 lekker wense, maar of 3 lekker goed wat 'n mens in jou lewe wil hê moet gebeur. Maar dink jy regtig dis 3 goed wat hy gewens het en dit het net waar geword, of is dit goed wat hy gedoen het of besluit het om te doen? Ek dink hy het dit net besluit, Tannie. Maar Tannie, hy het toe gegaan en hy het sommer net vir sy pa gevra, ek soek my geld. So net vir hom gesê, ek soek my erfporsie. Ja. Tannie, wat 'n erfporsie? Poppie, ek weet nou presies van die storie in die Bybel waarvan jy praat, né? So 'n erfporsie is dit wat iemand vir jou nalaat wanneer hulle doodgaan. Met ander woorde, as die pa dan nou doodgaan, dan los hy wat hy op aarde gehad het dan nou vir sy kinders of sy familie, of dit sê nou maar grond was of 'n huis was. So dis wat 'n erfporsie is iets wat jy nalaat vir iemand wanneer jy doodgaan. Maar dis nie wat daai seun gedoen het in die storie nie, né? Nee, dit klink of hy hom klaar wou doodgehad het. Hy sê vir sy pa, gaan maar dood, want hy soek nou sy geld. Ja, so hy het vir sy pa gesê, hy soek sy erfporsie nou. Sjoe, Tannie, dit klink darem maar nie reg nie. Maar Tannie, sy wens het waar geword, want hy het al sy geld gegee, want sy pappa het net vir hom sy geld gegee. En hy het die hele wêreld gesien. Hy was na al die plekke toe waar hy wou wees. En niemand was sy baas nie. En hy was maar net baie gelukkig geweest. Maar hy het baie maatjies gehad, Tannie. As jy baie geld het, het jy baie maatjies. Ja, nee, hy het baie maatjies gehad, en hy het, dit het dalk in die begin gelyk of dit met hom goed gaan, en of hy net kan doen wat hy wil, en dit klink nou nogal of hierdie storie gelukkig uitspeel vir hierdie jong man, maar jy weet, dis nie hoe die storie regtig eindig nie, né? Nee, maar Tannie, wat het weer gebeur nou verder? Wel, sy geld het opgeraak, en toe sy geld opraak,
toe raak sy maats ook op, en hulle was toe nou nie meer daar by hom gewees nie. En toe sê ek hom, hy moet nou nog geld probeer kry net om te oorleef, en hy moes 'n werk gaan kry om te doen, sodat hy vir hom kan kos kry, net aan die lewe kan bly, en raai wat doen hy toe? Wat se werk Tannie? Hy gaan pas varke op. Hy in 'n varkhok gaan pas hy vuil varke op. En terwyl hy die varke daar oppas, ja, ek weet nie van ons kinderkerk, maar wie was al in 'n varkhok nie, maar regtig, jy speel 'n wasgoedpedjie op jou dese, dit ruik nie baie lekker nie. En terwyl hy daai varke oppas, toe begin sy maag grom en hy raak so honger, en wat sy werkie daar was, is hy moes vir die varkhok bietjie probeer skoonmaak en hy moes die varke kos gee, en hy is so honger, hy besluit hy gaan nou van hierdie varke se kos eet, net om sy honger weg te vat. Oesiesa Tannie, ek sal nog nooit so honger wees om varkbors te eet nie. Ek eet eerder mieliepitte. Maar Tannie, hierdie storie laat my dink aan ons het ook 'n hemelse Vader. Want sien, hy het daar gesit en gedink, sal dit nie lekker wees om terug te gaan huis toe en vir pappa te sê ek is jammer oor dit wat ek gedoen het en vra hom te vergewe en dan vir hom net 'n werkie te gee soos sy werkers, want sy werkers het 'n baie beter lewe as hy in die varkhok. Maar dink Tannie, sy pappa sou hom vergewe. Ja, wat hierdie storie eintlik so mooi maak, is dis nie net dat sy pa hom vergewe en sê, "Oké, kom wees nou my een van my werkers nie." Sy pa is so bly toe sy seun terugkom, dat hy sê, "Kom julle, ons moet 'n partytjie hou, my seun wat weg was kom terug." En hy ontvang sy seun in sy huis en hy hou hierdie groot partytjie en hy is so bly dat sy seun teruggekom het na hom toe. Tannie, ek wens ek was daar, want ek hou van partytjies. Tannie, soos Nana wat ek gesê het, soos hierdie pappa is hy ons hemelse Vader. En soos wat hy erken het, hy het verkeerde lelike dinge gedoen, baie keer as ons daai wense maak of besluite maak, dan is dit ook verkeerd. En my mamma het my geleer, dat as jy het verkeerd moet jy gaan sê, jy's jammer, dat jy dit gedoen het. En ons kan vir Jesus gaan sê, jammer, dat ons dit gedoen het. En Tannie, hy sê hy sal ons vergewe, want my mamma het my geleer in 1 Johannes 1 vers 9 staan daar, as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Tannie, dis baie groot woorde, maar eintlik sê dit net, dat Jesus sal ons vergewe, as ons sê ons is jammer, dan is ons weer okay. Presies, en dis juist hoekom Jesus hierdie storie vertel van, ons noem hierdie storie in die Bybel die storie van die verlore seun, want hy wil vir ons vertel, dis hoe ons ook is. Ons maak soms verkeerde besluite, ons vra vir goed wat nie goed is vir ons nie, ons wens vir goed wat regtig nie goed is vir ons, of vir mense rondom ons nie. Partykeer wens ons kan al die roomys in die wêreld eet. Weet jy wat gebeur as jy al die roomys in die wêreld eet? Jy gaan so 'n maag hê, never mind dit gaan so baie pyn. Jy gaan breinvrees ook kry, Tannie. En jy gaan breinvrees kry. So ons dink partykeer ons wens vir iets wat lekker is, maar dan is dit nie noodwendig goed vir ons nie. En dis wat Jesus met hierdie storie vertel. En wanneer ons agterkom, dit wat vir ons gewens het, of dit wat ons graag wil hê, is nie goed vir ons of vir mense rondom ons nie, dan kan ons jammer sê. En hy ontvang ons terug. Dis die mooi ding. Hy ontvang ons terug. En ons kan enigiets van God vra, maar ons harte moet wees dat ons vertrou hom om ons te help om te weet wat goed is vir ons, wat goed is vir mense. Daar's 'n vers in die Bybel wat vir ons dit sê. As ons van hom vra, dis Johannes 14 vers 13 tot 14. Ek wil sommer vir julle hierso lees waar daar staan: "Wat julle ook al in my naam vra, sal ek doen." En hier is die belangrike rede, sodat die Vader in die hemel verheerlik kan word. As julle my iets in my naam vra, sal ek dit doen. So wanneer weet ons wanneer iets goed is waarvoor ons moet vra? Wanneer dit God se naam verheerlik, wanneer dit ons help in ons verhouding met God en met mense, wanneer dit goed is. So nie net enigiets wat ons wil hê nie, dit wat goed is en wat God se naam verheerlik. Sjoe, dis mooi Tannie. Dis baie mooi. Ek glo nie meer ek het daai nodig nie.
Jy het definitief nie 'n wonderlampie nodig nie. Jy kan mos net vir Jesus enigiets vra. Poppie, vertel my bietjie, wat is 3 goed wat jy van Jesus sal vra? Tannie Michelle, daar 3 goed is baie min. Maar as ek hom sou vra, want as ek het nie sommer reg kies nie, dan sal ek my wens kwyt. Maar eerstens sal ek hom 'n wens dat ek vir altyd lief wees sal wees vir hom. Tweede is dat ek al die maatjies wat ek ontmoet vertel van Jesus. En dan die ander ene is dat ek wil altyd sy kind bly en ek wil baie ryk wees. Okay, daai klink soos 4 wense, nie soos 3 nie, maar dit wys net daar is eintlik baie goed wat ons van Jesus wil vra. En ja, ons kan enigiets van hom vra. Selfs al is ons nie seker of hierdie goed is vir ons of nie, vra vir Jesus en vertrou, hy sal in ons harte werk en ons met deur die Heilige Gees in wysheid uitbring by dit wat regtig goed is vir ons. En dan vertrou ons omdat dit hom sal verheerlik en dat dit ook vir mense sal vertel van sy goedheid en hoe hy altyd daar is om ons te help. Kinderkerkmaats, ek dink julle moet ook sommer 'n bietjie gaan dink. Wat is 3 goed wat jy van Jesus kan vra wat jy weet goed is vir jou en goed is vir ander om jou omdat dit God verheerlik? Poppie, ek dink ons moet bietjie bid, want bid is ook 'n manier hoe ons vir God vir goed vra, né? Ja, jy het nie 'n lamp nodig. Jy het nie 'n lamp nodig. Ons kan maar Kom bid. ons bid saam. Here, baie dankie dat u arms altyd oop is vir ons en u ore altyd oop is vir ons, want u hoor as ons bid en u hoor as ons ietsie van u vra. En ek bid sommer vir elkeen van ons en soms soek ons goed want ons dink dit is goed en ons wil dit graag hê. Help ons deur die Gees om te besef wat ons regtig nodig het, omdat dit goed is wat u verheerlik, omdat dit goed is wat ons regtig help en goed is vir ons, en dat ons op daardie dinge sal fokus. Wanneer u ons leer om te bid en leer hoe ons met u moet praat, sê u ook vir ons dat ons eers moet vra na u wil en na u koninkryk en na u heerlikheid. So help ons om dit te doen. Seën ons almal. Dankie dat u ons God is en dat u ons ook veilig hou in u hande. Amen. Ag, dankie Tannie Michelle. Ek het baie geleer vandag. Maar ek dink ek gaan nou maar tee maak en dan bietjie oor alles dink wat Tannie vir my geleer het. Dit klink soos 'n plan. Ek het 2 beskuitjies. Gaan kry jy die tee, ek kry die beskuitjies en dan kan ons sommer lekker verder kyk. Dit gaan lekker wees. Dankie Tannie. Bye. Bye maat.